elk geval, as iemand is wat wil aanmeld, daar by die speel is gewoonlik aanmelding op weetjies. Dan vir hulle magie het ons oor die laaste maand wat so besluit ons dat die bediening staak en ons gaan bid dat die Here ons 'n nuwe bediening begin vir armsorg en behoeftige mense. So bid daaroor, as jy voel jy wil iets doen, dan praat ons maar en dan ons 'n nuwe bediening. En ons is baie dankbaar vir Maritjie se bediening was seker van 2011 af, was sy besig met hulle maat, so dis 'n goeie 15 jaar later sy dan bezig was. Die kinderkerk, daar is kinderkerk daar agter in die gang, sy krijg dit. Dan die jeugdouwens, ek dink die datum van die jeugdouwens is ons glorie vrydag onder mekaar. Dan, ons wil hierdie jaar is ons bezig om so'n bietjie die mense aan te spoor op vrywillige dienst te doen. Vrywillige dienst beteken, jy meld aan by iemand anders en jy ter 'n gereelde tydperk ontstaan, jy help jy hulle bietjie met jou gratis dienst. So, om bietjie vrywillige te wees. Dit is baie goed vir jou geloofslewe. En as ons saam bid, hier die gebedsversoeke boek, Willie, dit gaan goed om omstandighede. Jy was die baasweek in die taal en het is vir die bloeddoodtafel. Maar hy sit op maar sy knieën en sy doorbereid gestaan. Anneleen, sy sê het grond en skoon, huister is te min, sy het weer oor 'n paar maande terug aan die dokter toe, want sy sê, gaan ek omstandighede. En dan bid ons graag, as so 3 mense in ons gemeente wat hulle werke verloor het en afgelê is, en ons bid vir daai gesinne wat 'n groot trauma verkeer op die oomblik dat hulle ook spoedig verlossing sal kry by die Here. Kom ons sluit ons bid dat ons oop. Chris en Isabel. Ok, dan bid Chris en Isabel. So kom ons sluit ons bid ons saam. Here, U is die lewende God, die teenwoordige God. U het ons die voorreg gegee om U ons Vader te noem. En U het gesê ons is die kinders, daarom loof en prys ons U.
gesê daar basies 3 tipiese hindernisse wat ons almal raak. Die eerste een is onkunde, as ons nie genoeg ken van God of van sy werkinge nie, dan sukkel ons 'n bietjie, dan trap ons 'n bietjie vlei, ons is bang. Of as ons ongeloof het, ons glo dit eenvoudig nie, dan is ons ook geloof, so dan is ons ongeloof kelder ons 'n bietjie, soos Thomas was 'n bietjie teruggehou is, omdat hy nie gelowig genoeg was nie. En dan natuurlik ongehoorsaamheid, dat ook 'n groot probleem is. Nou vandag se preek gaan oor ongehoorsaamheid. So dis nou nie baie van toepassing, dis 'n ander kerk van toepassing. So, en ek wil praat oor die roeping van Jona. Jona was een van die profete, as jy die boeke in die Bybel lees, is dit een van die profete, die kleinere profete. Jona het net 4 hoofstukke. So jy kan sommer gou as jy by die huis kom, die hele boek Jona gaan weer lees. Ek het hom 'n bynaam gegee, en ek sê, Jona se naam is a deaf wish man. Deaf wish man. Hy was 'n ou wat 'n deaf wish gehad. Hy maklik gesê, man, Here, dat ek sommer sterf, en hy het net dom moet doen. Maar in elk geval, om jy 'n bietjie agtergrond te gee, Jona het daarbo in naby Nasaret gebly. Ons sien naby Galilea het hy gebly. Dis naby die see van Galilea, dis in die Galilease gebied het hy gebly. En hy was 'n Hebreër, en hy was 'n gelowige man. En as ons Jona begin lees, dan lees ons die woord van die Here het tot Jona die seun van Amittai gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. So dis 'n eenvoudige opdrag. Sê Jona, gaan Ninive toe en sê vir die mense, julle is ongehoorsaam, julle is stout, julle doen lelike dinge, en trek hulle aan. En Jona besluit. Nou, as jy op die kaart kyk, waar min of meer die waar Israel lê, is hier so waar Joppe is, en Ninive is daar bo in die rak, waar ons die Tigris rivier. Dis Ninive. So dis hierdie weg, dis nie so ver. En Jona, as ons na Jona se agtergrond kyk, Jona was 'n godvreesende man gewees. Hy het die stem van die Here duidelik gehoor, hy was Hebreër. Met ander woorde, dis in die tyd voor hulle konings gehad het, voor hulle Israeliete was, dis hulle Hebreërs gewees. Hy het baie goeie mensekennis gehad, hy het die wêreld uitkyk was baie normaal gewees, soos ek en jy. Maar hy was ook maar 'n mens, soos ek en jy. En toe die Here vir hom sê, Jona, gaan na Ninive toe. Nou jy op die kaart sal sien, daai groen streepie daarbo, hy is min of meer daar by Mount Tabor, daar by die see van Galilea by Nasaret. Daai groen streepie sê, gaan na Ninive toe. En Jona sê, nee, ek gaan teenoorgestelde rigting. Ek gaan na Joppe toe. So met ander woorde, hy was totaal ongehoorsaam. Die Here sê, doen dit, hy doen dit. As ons lees dan in Jona 1 vers 3. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug. Weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, daar het hy 'n skip gekry, wat op vertrek was Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal, aan boord gegaan, om saam met die man in Tarsus toe te gaan, weg van die Here af. Jy kan sien, die boek van Jona baie simboliek, gelaai met simboliek. Die Here sê, gaan so toe, hy gaan weg van die Here. Weg van die Here. Soos is 'n kaart wat Tarsus is. Tarsus is, om die waarheid te sê, Tarsus is aan die ander kant van die wêreld in Spanje. Tarsus is daar ver, as jy sien. Hy gaan af Joppe toe, hy betaal vir hy reis, hy klim op hy boot en hy gaan hierdie ding wat God hom wil gebruik vir Ninive pas ontvat. Nou, ou weet nou nie wat die agtergrond is nie. Een van Jona se gedagtes kon gewees het, Hy weet hoe werk dit. Daai ouens, as hy by die ouens gaan kom, gaan hulle sê, nee, maar jy praat nonsens, en hulle gaan hulle nie hoor nie, en dan gaan God hulle in elk geval verdiend dan. So wat is die sin hy gaan so doen? Ja. Hoe gaan hy so doen? Hulle gaan nie van luister nie. So, hy ken mense, en hy gaan nie. So Jona, waar in vers 4, maar die Here het Jona op die skip geklim, hè? Ek weet nie of dit nog werk het. Hy het op die skip geklim, en Tarsus toe gery. Maar die Here
was 'n baie sterk wind op die see. En die skippe uitmekaar uitbreek. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi en die skip ligter te maak. Dit was verskriklik geweest. As jy onthou in Paulus se tyd, het dit paar keer met Paulus gebeur wat hy op die see was en die storm so rof geraak het. Gewoon maklik die vrag in die see dat die boot ligter raak en hy nie breek nie. Presies dieselfde ding gebeur. Dit was baie woes geweest. Die see het hulle geweet hulle gaan sterf en almal op die skip het begin bid na hulle eie God toe. Maar nie Jona nie. Maar Jona was onder in die skip waarin hy afgegaan het om te gaan slaap. Sien jy hierdie chaos op die agter? Die boot, voor hulle die vrag van die skip af. Jona gaan lekker slaap hier onder in die skip. Hy weet ons wat sy nie gaan. Hy het vastgeslaap en die kaptein het na hom toe gegaan en hom gesê, wat is dit met jou, dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie allemaal vergaan nie. Hy sê, wat gaan ek met jou aan bid, saam met al die mense en ja, ons 'n bietjie uit die son. Toe kom die manne by mekaar. Hy sê, kom ons trek loetjies, sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons trek. Hulle het loetjies getrek en Jona is aangewys. Sê, waar was hierdie chaos in ons kop? Jona het daar met hulle begin praat, hulle gesê, ja, nee, ek weet, dis dit en dit. En Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see. Ja. Sy eerste depois, gooi my in die see. Laat hy besef, hy gaan nie kan vlug weg van die Here af, maar ten minste kan hy doodgaan, kan die Here nie meer gebruik. Vat my en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom julle, want ek weet, dit is vir my dat hierdie groot storm rondom julle moet. Sien julle die ding wat hier gebeur, dis net Jona wat ongehoorsaam was, maar die hele wêreld om hom word beïnvloed. Almal om hom word geraak deur die situasie. Nou sê ek vir hulle, gooi my daar in die see, dan sal julle die lewensweg kan aangaan. En braak is, daar gooi hom in die see. Maar dit sê, die einde van die storie, vers 17, toe stuur die Here 'n groot vis om Jona in te sluk, en hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. Nou hier moet jy nou 3 is die baie simboliese getal. 3 is die getal van die hemel. 3 is die getal van die hemel. So as iets in 3 gebeur, is dit 'n hemelse gebeurtenis. 4 is die getal van die aarde. Iets in 4 gebeur, 40 en 4 en alle 4 is die aarde se getal. So die 3 is die hemelse goed, dit is die hemelse gebeurtenis hierdie. Was 3 dae en nagte in die vis se maag. Groot vis het hom ingesluk. Baie mense sê dit is onmoontlik, maar jy moet nou maar probeer verstaan wat jy aangaan. In elk geval wat hy kry duisternis van 3 dae, omdat hy ongehoorsaam was aan God en gevlug het. Sy hele lewe het begin in leierstop. Eers het hy defoes, maar hy gaan nie dood nie, vislik om hom. En hy raak eintlik Gods verlate. Want hierdie totale duisternis verteenwoordig God se afwesigheid. En God se verlatenheid is baie keer wat in ons gebeur. Baie keer met ons. Dat jy voel, maar God is weg. En dis gewoonlik wanneer jy jouself met jou eie plannetjies in 'n hoek ingeverf het. Jouself in 'n hoek ingeverf. Jou eie plannetjies het nie uitgewerk nie. Die eie kop vol. Maar gelukkig is daar 'n ding in ons wat sê nood leer bid. En dit is presies wat Jona gedoen het. Hy het 'n oorgawe gemaak en hy het begin bid. En in die volgende hoofstuk in Jona 2 lees ons net sy totale gebed en oorgawe. In my nood het ek tot die Here geroep.
hulp gevra. En U, Here, het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassas het nou omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit die gesig verdwyn, maar tog sal ek weer die heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring, seegras het om my kop gedra. Jy kan sien, hy is totaal verloor. Hy het geen hulp nie, sy krag is op. Vers 6, ek het afgesak tot by die fundamente van die berge. Die aarde het vir my altyd toegesluit. Maar U, Here my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink. Ek het my gebed by my opgekom in die heilige tempel. Die wat op witterlose afgode verlaat hom wat liefde aan hulle beloon. Terwyl ek 'n hoflied sing, wil ek aan U offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here. So terwyl hy in die duisternis God verlaat tyd was, bid hy. En God verhoor sy gebed. Want hierdie God verlatenheid is 'n slegte tyd. Dis 'n slegte tyd. Dis 'n tyd wat ons angs beleef oor goeders. Dis 'n tyd wat ons vrees beleef vir omstandighede, vir wat kan gebeur. Dis 'n tyd van depressie. Dis 'n tyd van eensaamheid. Dis 'n tyd wat ons visieloos is. En dis 'n tyd wat ons magteloos is. Ons ken dit, ons was al daar. En dan spoeg die vis vir Jona uit, weer daar op die strand by Joppe. Vandag is Joppe, vandag is dit Tel Aviv. Op die strand van Tel Aviv spoeg die vis om uit. En hier is Jona terug, waar hy begin het. Maar hy is gelukkig nie meer dieselfde mens nie. Hy het nie weggehardloop gehad, hy het gedros van die Here af, hy was ongehoorsaam, maar hy het die totale Godverlatenheid beleef, hy het bekeer, oorgawe gemaak, hy het gebid, gesê, Here red hom, hier kom hy weer. En dan begin ons in Jona 3, lees ons dan verder. Die woord van die Here het die tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Oplees dit. Die Jona gaan nie nou dieselfde onnozel goed aanval wat hy aangeval het. Die stad Ninive was 'n baie groot stad. Daar lees, dan sien jy dit het 3 dae gevat om van sy een kant tot sy ander kant geloop. Dis ver, dis groot, dis massive. As jy 3 dae loop van een punt tot die ander punt. So dit was 'n groot stad gewees, maar dit was 'n onheilige stad. Dis maar tipies soos 'n stad is. Jy het vandag in 'n stad inkom, soos Parys en Londen. Dis maar daar binne is dit maar moeilik hier rond. En die stad lê langs die Tigris rivier. Die Tigris en die Eufraat was die 2 groot riviere van Mesopotamië. En die stad lê daar, so dis 'n baie bekende stad. Vers 4, Jona het in die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap. Toe roep hy. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig van vas, groot en klein en ryk aangetrek. Nou, dis hier wat die toekoms wat Jona voorspel het nie gebeur. Jona het gedink, hy gaan maar kom, dan gaan hy vir hulle sê, bekeer julle, dan gaan hulle sê, nee, wie is jy? Waarvan kom jy, nie jou gestuur. En dan gaan hy aan en dan staan gewoon die stad verwoes. En hier gebeur dit, nou hier moet hulle nou sien 40 dae, en dis die 4, die getal van die aarde, so dis 'n aardse tyd wat hy vir hulle gee om hulle reg te ruk. 40 dae gaan Ninive verwoes word. Maar hier kom die hele stad en hulle bekeer
bekeer hulle. Wie in jou lewe het gedink, 'n groot stad, wat die 3 dae lang loop deur om van een kant die ander kant te loop, gaan hulle bekeer. Die hele stad het hulle bekeer. Rouklere aangetrek, hulle het begin vas, rouklere aangetrek en hulle het in God geglo. Die hele stad. En dis hier waar ons oor die toekoms praat. Almal van ons het maar hierdie, net soos Jona, hierdie toekomsverwagting wat daar voor lê, volgende maand, volgende week, volgende jaar, wat eintlik maar altyd net spooke opjaag. Want die werklikheid, môre bestaan nog nie. Môre bestaan nog nie. En môre gebeur nie aangeloop iets soos jy dink dit gaan gebeur. Want jy is nie beheer van die wêreld. Jy dink dit gaan gebeur. Net soos Jona gedink het. Hy het gedink as hy daar kom en het seker hulle ongehoorsaam wees en God gaan die stad vernietig en dan is dit verby. En gewoonlik in toekomsverwagting is jou vrees is die grootste faktor in gebou die toekoms in. Wat gaan met my gebeur? Hoe gaan die Here vir my sorg? Wat gaan met my gebeur? Jou vrees altyd op die ergste. Jy maak altyd verkeerde aannames. Jy is altyd gelaai met jou eie begeerlikhede. Jy wil dit presies so. Want jou toekomsverwagtinge werk nie met die realiteit nie. Jy ken nie die realiteit nie. En elke mens leer maar baie stadig. En toe hierdie mense hulle bekeer, kan Jona dit nie glo nie. Jy kan nie glo die mense bekeer nie. En dis hoe God het vir hom gesê, gaan bekeer hulle. En dis wat God doen. Toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle bekeer het van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp, wat hy gesê het hy vir hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. En nou, wat het Jona? Hieroor was Jona baie ontevrede. En hy het baie kwaad geword. Dit is net 'n stad met 100,000 mense, hulle bekeer. En Jona het baie kwaad geword. Dis tipies wat ons doen. Ons kan nie God se soewereiniteit oor die wêreld en die geskiedenis aanvaar. Ons word kwaad as die toekoms nie word soos ek wil hê dit moet word. En na hele proses het ek eintlik self begin. As Jona nie begin gehoorsaam was, sou hy nie die hele proses in die begin het. Hy sou gaan net gepreek en verkeer en terugkom, hy is dit klaar. 3 keer klaar. Maar hy het die hele ding begin met sy ongehoorsaam. En hy het die chaos begin van God verlatenheid. En hy het alles aan die gang gesit. En dis wat ek en jou is, omdat ons baie keer ongehoorsaam is. Here, kom net in 'n klein gedagtetjie in my kop en sê, luister, Anton, gaan nou môre, gaan jy net vir 'n uur lank, gaan besoek net daai ou wat daar sit, net vir 'n uur lank. Al wat jy moet doen, gaan besoek net daai ou wat daar aan die pad sit. Môreoggend is my program vol. Ek belangrik om te doen. Ek moet dit doen, ek moet dat. Kom net naby. Dit is 'n klein dingetjie wat ek moet doen. Here, wat net 'n uur gehad ek was ou gedaan. Nee, Here. Die plan is vol. En ons elke dag leef ons mee. Klein goedjies wat die Here wil. Want hierdie was nie 'n groot ding nie. Jona het nou gaan doen en toe gaan hy net so toe. Hy loop 'n dag daar rond. Hy sê een sinnetjie, boem, daar bekeer die hele stad. Hierna wat ek nou nie gelees het nie, nadat dit gebeur het, toe Jona nou baie moeg en uitgeput en hy sê hy het doodgaan en sit daar onder 'n klip en hy son word hom al dood. Dis ook my denkbrief by. En toe dat die Here 'n komkommerplant groei dat hy in die koelte kan sit. Eers as ek hier in die koelte en sit daar. Die volgende dag dat die Here die plant doodgaan. En Jona is weer net so kwaad, presies so kwaad.
Dis hier, hoe gaan die plan dood? Dit is nie van, dis ek, wat die plan wat groei vir die om te vir jou, dis ek wat om, dit het niks met jou nie te wat ek doen. Maar hy wil nie word. So as jy Jona deel en sien jy, hy bly al stadig, hy sal stadig hou, dis is ons van dit. Maar God hou aan met ons werk. Hy vat jou die hele ons verlaten, die hele ongehoorsame pad van 3 dae en nagte die duisternis. En hy hou nie uit, hy begin weer met jou vadstaan. God is geduldig. Hy sal weer met jou vadstaan, want ons is gelowige Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie les wat Jona so gesukkel het om te leer kan lees en kan leer en kan weet. Help ons in ons geloofslewe om nie hierdie ongehoorsaamheid so maklik aan te kry. Help ons om nie so uitverkoop te wees as Jona aan sy eie toekoms beplanning nie. Help ons om in frequensie met God hierdie ding aan te pak, in gehoorsaamheid en afwagting van God se realiteit. Dat ons tevrede is met God se realiteit, dat hy ons skep en dat hy ons gee en dat hy ons maak. Ons loof en ons prys vir alles in ons lewe. Amen. Ja, ons kom dan nou by die doopdiens uit. So wat ek gaan doen, ek gaan met honderd in die kaartjie vra om die voorbereiding te verstaan. Die kinders kan nog chill, ek kan nog aan met hulle doelreik. Die strap is hierdie kant, hierdie het daar reëling by. Kom staan julle in my hierdie kant, die agter die doelreik. Ek gaan net die doopformuliere in hulle voorhou, terwyl julle wat aan later luister. Maar die doop is 'n sakrament, 'n instelling van Jesus Christus. En ons het 2 sakramente, die doop en die nagmaal. Die doopsakrament begin kry daar in Matteus 28 vers 19. In vers 28 vers 19 staan daar, is net voor die hemelvaart, Jesus net minute voor die hemelvaart sê Jesus vir die disippels, hy sê, gaan dan in al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle alles wat ek julle beveel het. Hierdie 2 opdragte, die eerste een is inleiding, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en die tweede een is toewyding, leer hulle alles wat ek julle beveel het. Nou hoe dit werk, die inleiding weer amptelik vandag. Ek doen die inleiding namens die Koninkryk van God. Maar die toewyding, liewe julle, die ouers is die eerste rolspelers in toewyding. Julle maak hierdie kinders groot, julle leer hulle hoe om Jesus se gebooie te onderhou en sy opdragte te verstaan. So julle is die ouers wat die toewyding moet maak. Ek doen die inleiding, julle doen die toewyding. Ja. En julle net so 16, 18 jaar tyd om te doen. Dit klein venstertjie van opportunity. Maar gelukkig, die voordeel, daai kleintjies is soos monkey see, monkey do. Alles wat julle doen, wat hulle doen. Niks wat julle sê, maak saak. Hulle waren nie daar. Ja, hulle gaan alles wat julle sê, doen. Dis wat gebeur. Nou hierdie hele doopproses herinner ons aan wat God lang terug, toe hy vir Abraham geroep het, 1800 jaar voor Christus, so 4000 jaar terug, het hy vir Abraham geroep. Toe sê hy vir Abraham, ek sal jou God wees. Maar meer as dit, Abraham, ek sal ook die God van jou kinders wees, en ek sal ook die God van hulle kinders wees. So daar in die belofte van God in die begin, sien ons hoe God hierdie geslagte mekaar verbind. Die kinders en die ouers en die oumas en die oupas. Sien nou nie oumas en oupas nie, want hulle is allemaal nog te jong. Gerard, jy is die 10 jaar te oud.
so ons sien God verbind die geslagte aan mekaar. So as ons hierdie doopbare ding doen, dan onthou ons daai belofte van God. Net soos hy my God is, sal hy my kinders se God is, sal hy hulle kinders se God is. Dan maak dit vir ons sin. So hierdie doop ding, wat gebeur met die doop, is die Here gee ons verbintenis aan hom en verbintenis aan mekaar. So as 'n kind gebore word, al wat hy by geboorte kry, hy kry asem, en sy hart begin klop, dis al. Maar as hy gedoop word, kry hy verbintenis met God en met mense. En dis die essensie. So hierdie doopviering is 'n groot ding. Hou party, hulle gaan kuier, hulle eet en dis 'n groot ding. Die kinders, hulle moet die kinders grootmaak, dat hulle weet, hulle is verbind aan God en aan mense. As hulle groot is, moet hulle nie wonder as hulle kinders van God nie. Hulle moet weet dat hulle is kinders van God. So dis die ding, as hulle groot is, hulle moet sê, ag ek is daar gekeer, hulle moet weet ek is 'n kind van God. Jou maak hulle so groot, en dat weet hulle is kinders van God. En dis 'n belangrike ding, die doop is 'n belangrike ding. So ons gaan nou, ek gaan nou dat die oumas die kinders opbring. Dis 'n prentjie van die kinders, Daniel en Andrei, dis nog 1 en nog 2. En Linke is die een wat hulle gaan ten. Sy is die babatjie, sy is die dogter wat hulle twee gaan mekaar aan. Nou kom julle, Daniel, kom julle op. Voordat die Bybel staan na die volgende. Ek lees net maar net so Andrei se aan Andrei van Tonder, wat gedoop is deur die Anton van Sail op 15 Maart 2026 by Stemerberg Kerk in Hartbeespoort. Mag jy vertroue in die lewende God ontwikkel deur die insette van jou ouers en die bydrae van hierdie Bybel. Die doop is 'n simbool van God se verbond en beloftes wat ons uitleef deur geloof. Ons word sy familie deur Christus. Deur hierdie doop is jy nou ook familie van ons Vader. Die Heilige Gees sal jou vriend wees deur die seisoene van die lewe. Roep die naam van die Here jou op aan en hy sal met jou wees. En ook 'n sertifikaat wat hulle kan sien, groot word en weet hulle is gedoop. Baie geluk. En ook die ouers van die ma
seën van die lewende Here. Hy hou julle toekoms in sy hand. En sy liefde en sy